Muziekant op 1. Liefdevol soek die Here na my met sy bloed koop hy my vry. Deur genade bring hy my terug, o Lam van God, veilig na sy kudde weer terug. O liefdevol soek die Here na my met sy bloed koop God. O Here, dankie, U het my vrygekoop en deur sy genade bring hy my terug. Here, ek kan bid veilig na sy kudde weer terug. Ek sande liefdevol soek Jesus na my met sy bloed koop my vry. En deur Gods genade bring hy my terug. En veilig na sy kudde weer terug. Liefdevol soek Jesus na my met sy bloed koop hy my vry. Deur Gods genade bring hy my terug. O, veilig na sy kudde weer. Ek sing dat liefdevol vanaand liefdevol soek die Here na my en met sy bloed koop hy my vry. Deur genade bring hy my terug. En veilig na sy kudde weer. Nou vanaand soek die Here liefdevol, lief so saggies, net so soek die Here na Noordstraat en met sy bloed kan hy hulle bevry. En deur sy genade bring hy Noordstraat terug. Veilig na sy kudde weer terug. Liefdevol, Handelinge 16, soek die Here na my met sy, my broer, my suster, koop hy my vry. Want vir sy die genade en liefde van God deur genade as hier om U vanaand te red. As daar nou iets is in die lewe wat belangrik is en ek wil daaroor preek, is 'n mens moet gered word. Ek kom nie hier
met 'n kerkboodskap nie. Ek kom nie met 'n politieke boodskap nie. Ek kom nie met 'n kroegstorie nie. Ek kom met 'n lewensboodskap wat jou lewe vanaand kan verander. Here, ek prys U. Handelinge 16. Ek preek vanaand oor die bewaarder. Handelinge 16, 28. Maar Paulus het baie hard vir hom geskree. Moenie jouself doodmaak nie. Ons is nog almal hier. Toe het die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toegevat en gevra, menere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou hele huisgesin. Die Here se woord is vanaand geseënd. Die bewaarder vra vir Paulus en Silas, menere, wat moet ek doen om gered te word? Die bewaarder vra, wat moet ek doen om gered te word? Soos ek vir u gesê het, ek kom nie hier vanaand met 'n boodskap van 'n kerk nie. Ek kom nie met 'n boodskap van 'n politieke party nie. Ek kom nie met 'n boodskap van my ma en pa nie. Ek kom nie met 'n kroegstorie nie. Ek kom met 'n boodskap wat in staat is om jou lewe te red. Daar is mense wat dink die lewe gaan oor jy moet kerk loop. Die lewe gaan nie oor kerk loop nie. Die lewe gaan oor die mens moet gered word. Siele gaan verlore en alwaar die mens worry. Hy het 'n lidmaatsertifikaat, hy het 'n werkehuis, hy koop vir mekaar. Maar die Here sê, wat vanaand belangrik is, die mens moet gered word. Toe die krag van God in hierdie selle neerdal, toe besef die man, maar ek is nog nie gered nie. Hoeveel van u sit vanaand en u hoor my stem? Hoeveel van u loop vanaand verby en hoor my stem? My vraag vanaand, is jy al gered? Here, ek prys U. Is jy al gered uit die wêreld? My siel aanbid. Die Bybel sê die man, ek wil u terugbring. Die Bybel sê dit was 'n bewaarder. 'n man wat waak hou. 'n man wat moet sorg alles loop reg. 'n man wat oor ander mense die waak hou. Wat sy slaap verminder om toe te sien dat daar waak gehou word. Maar die Bybel sê toe die krag van God neerdaal, toe kom die man agter, al is ek 'n bewaarder, ek is nog nie gered nie. En dit is so vanaand, hier is moeders wat hulle kinders in huise bewaar. Hier is moeders wat in die snags op sal staan en kyk of alles by die huis nog reg is. Hier is vaders wat sorg dat hulle se kinders iets het om te eet. Ek sê vir jou, die toesorg van jou huis is nie meer belangriker as God se redding nie.
Moeder, jy kan jou kinders probeer bewaar, maar die duiwel sal hom aansluk, want jy moet gered word. Here, ek prys U. Papa, jy kan maar 25ste by 27ste salaris ontvang, maar jy moet gered word. Die mens dink, nietige mens, maar wie vanaand sê God kan U vanaand gryp en hy kan vir U redding gaan. Weet U, die mense hardloop so vir hierdie wêreldsdinge. Die mense hom so besig met die wêreldsdinge, want dit gaan by hulle oor werk, gaan by hulle oor geld, gaan by hulle oor huise en karre besittings. Maar ek sê vir U wat die lewe vir jou die moeite werd sal maak, is wanneer jy gered is. Wanneer jy ook op jou bors kan slaan en sê die Here het my siel gered uit die kuile van vernietiging uit. Want Dawid sê, ek het my hulp, die Here het my hulp geroep, verhoor. Hy het hom neergebuig na my toe en hy het my gehoor en hy het my gered uit die kuile van vernietiging. Ons jong man is dood in die dwelms. Ons jong meisies is dood aan prostitusie. Die vrese van God is nie meer in ons harte nie. Die manne van die Here speel met die evangelie. Die vroue van die Here weet nie meer hoe om hulle te gedra nie, maar ek sê vir U wat van kardinale belang vanaand is dat U by Christus se redding moet uitkom, dat U moet haas vanaand om U God te ontmoet, dat hy vir U redding kan gee, nog vanaand. Vanaand. En dan wil ek kom, geliefdes. Die Bybel sê, die man is 'n bewaarder. Nou wat my snaaks is, Psalm 121 praat dan van 'n ander bewaarder. Nou wie weeg swaarder? Hy kom by Joshua. Hy sê vir Joshua. Joshua sê vir die volk. Ek is 'n jaloerse God. My krag is 'n verterende vuur. Alle bewaarders van die wêreld sal met my moet ontmoeting maak. Hierdie man wat vir Paulus goed bewaak het, hy het ook gedink hy's die beste bewaarder. Want die Bybel sê, hulle het vir hom gesê, maak seker, jy bewaak die manne tot die beste van jou vermoë. Maar hierdie bewaarder ontmoet die bewaarder van Israel, wat nooit slymer en wat nooit slaap nie. En hy besef, ek sal moet gered word. Hoe zwaar moet het wees, dat jy leef in die wêreld, en jy kom nie agter, jy moet gered word nie. Hoe zwaar is die oomblik, jy dink jy is die ou van die oomblik, jy dink jy is die ma van die jaar, die pa van die jaar, die ouma van die jaar, oupa van die jaar, maar jy stap sonder God se redding. O Here, ek kan bid. Ons dwelmsrokers het nie eers meer vette nie, maar hulle weier om die God van redding aan te neem. Die Bybel sê Paulus antwoord die manne. Geliefdes, ek wil vir u vanaand sê, of jy jonk is, of jy oud is, die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad. Hy het sy enigste seun, het hy nie gespaar nie. Hoekom? Sodat die wêreld verlossing mag kry. Sodat die wêreld redding mag kry. Redding is die meganisme wat vir u by die hemel uit kan laat kom. Redding deur God se bloed kan verseker dat u die hemel beerwe. Maar as u vanaand my stem hoor en u sit nog sonder God se redding, ek praat nie hier van kerkloop nie, ek praat van 'n geredde mens. Iemand wat gered is.
Here, ek prys U. Here, ek aanbid U. Want so lief het hy die wêreld gehad. Hy het sy enigste seun nie gespaar nie, sodat die wêreld kan redding kry. Hoe dierbaar is God se redding, nie vir ons nie. Hy het aan 'n kruis gaan hang, 'n duur prys betaal, 'n prys wat ek en U nie sou betaal het nie. 'n prys wat ek en U nooit wou of sou op 'n skouers wou dra nie. Maar God kom, hy stuur sy seun, sodat ons, Here, ek prys U, dat ons redding, Here, ek prys U, dat ons redding, ek kan bid die Here van die leerskare, hy wat sit op die troon, aan sy regterhand sit die lam van God, die leeu uit die stam van Juda, en voor hom staan die hemelse leerskare, daar's ouderlinge wat hulle voor hom neerbuig, en erken hy's die God van redding, hy's die God van redding, hy kan jou siel red, uit die mag van sonde, vanaf. Bybel sê, en Paulus en Silas antwoord hom, al hoe jy gered mag word, U wat vanaand hier sit, by die huise sit en staan, wat na my stem luister, Noordstraat, Bakenstraat, U wat daar ver is, Reguitstraat, ek sê vir U vanaand, hoe word 'n mens gered? Hy moet glo in Jesus Christus, en dan sal die Here jou red, en hy sal nie net vir jou red nie, ook jou huis. Nou die Here red 'n mens van drank en van twak af. Hy red jou van onsedelik af, hy red jou van egbreek, valswees, hoerery. God red jou van die dinge, om te lieg. God red jou van leenaarskap. Hy red jou van diefstal. Hy red jou van al die dinge, want sy redding is daar om in jou hart te penetreer en om jou hart se fondamente te beweeg. Want die Bybel sê, bedrieglik is die hart oor al die dinge. Wie kan die hart ken? Want die hart is verdorwe. Nou die redding van God, van plaas in jou hart, want God red die menslike hart. Hy hart wat begeer, hy hart wat lus het, hy hart wat smag, hy hart wat wêreldslustig is. God red die mens se hart, want die Bybel sê jy met jou hart bewaar, meer as alles, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Hoekom keer mense, maar hulle word nie gered nie, want hulle loop kerk, maar hulle se harte gee hulle nie op vir God se redding nie. Want God moet jou hart red. Here, o lam van God, is belangrik. Nou niemand sê dit meer nie. Die waarheid van God word onderdruk. Die waarheid van God word verkrag. Van die draers van die waarheid het die waarheid verloor. God rig manne en vroue op om sy waarheid te dra. Julle sal die waarheid ken. Die waarheid sal julle vrymaak. Die waarheid sal julle red. Die waarheid sal julle verlos. Die waarheid sal julle vrymaak. Maar julle moet die waarheid ken. Maar in die strate van Kenna het God se waarheid vervreemd geword. Van die manne en vroue wat die waarheid moet dra, die waarheid het hulle in hulle hande verloor. Daarom sien die miskennerd lyk soos die verwoeste Jerusalem. Daarom sien die miskennerd soos die verwoeste Juda, die verwoeste Galilea van ouds.
Hoekom? Van die draers van die waarheid het nie meer die waarheid van God in hulle hande nie. Van Dawid sê die Here leer my hande hoe om met die waarheid te veg. Van die waarheid is 'n swaard in 'n mens se hand en die metaal sny deur murg en been. Maar die manne en vroue van God dra nie meer die waarheid in hulle hande nie. Daarom het hulle hande gebreklik geword. Gebreklik het die hande van die manne en vroue van God geword. Daarom kan die kinders van die kenner nie meer gered word nie. Maar ek kom vir u vanaand om die waarheid aan u bekend te maak. Hierdie is nie 'n kerksaak nie. Hierdie is nie 'n familiesaak nie. Is nie 'n saak tussen jy en jou ma nie, tussen jy en jou pa nie, tussen jy en jou broers en susters nie. Is 'n saak tussen jy en God en jy moet seker maak jy kom vandaan by God se redding uit. Van daar wag 'n oordeelsdag. O, die lam